Goeiedag, ek is Ilse Skoonraad van Group Editors Live. By my in die ateljee vandag verwelkom ons Dr. Miller Strydom van die George Diere Hospitaal. Nou, ek wil net 'n afskop hê te sê jy het maandag vir minister Ivan Meyer 'n brief gestuur en 'n beroep gedoen om te sê asseblief laat die boere self inent en ons het insulwe nodig en ons moet dit self kan invoer ensovoorts. Maar laas jaar ek kan nou nie onthou wanneer dit was nie, maar laas jaar het julle al met die Wes-Kaap vergader en gesê, luister, ons moet sorg dat Beck en Close nie sy opwagting nie maak nie. Dis heeltemal reg, Ilse. Ons het dit was die 8de Oktober laas jaar gewees. Ja. Het ons 'n inligtingsdag saam met die staat hier gehou by die skougronde. En ons het, as ek sê ons, dit was privaatverse, dit was boere, dit was georganiseerde landbouboereverenigings, het 'n pleidooi gelewer en 'n voorstel gemaak aan die staat, want toe het ons geweet, ons het begin bekommerd raak oor die verspreiding van Beck en Close. En omdat Humansdorp se uitbreek nog so vars in ons geheue was, het ons net gesê, maar ons moet iets doen. Ons kan nie net agteroor sit en stil sit nie. So ons het regtig waar, ons het 'n paar voorstelle gemaak wat nie onmoontlik is en was om uit te voer nie. En ek is teleurgestel daarin dat nie een van daai voorstelle daai tyd enige aandag gegee is nie. Ons het byvoorbeeld gevra, begin met provinsiale grensbeheer. Keer dat diere heen en weer oor die grense beweeg. Ons het gevra om byvoorbeeld borde op te sit by die ingange na die provinsie toe om te sê, luister, ons probeer Beck en Close hier uithou. Kry dat julle papierwerk reg is, kry dat julle permitte reg is. Ons het byvoorbeeld gevra dat Elsenburg spesifiek moet probeer kry genoeg enstof, daai tyd nou al, genoeg enstof, so sou daar 'n geval is, 'n uitbreek is, dan hulle onmiddellik kan inent. Ja. En ek het vir hulle selfs gaan voorstel maak en sê, gaan werk uit wat is die hoogste populasie van diere binne 'n sekere 10 km radius. En dit is nie so moeilik om daai sommetjie te maak en sorg dan dat jy daai hoeveelheid plus dubbel dit het. Sodat as daar 'n uitbreek is, want ons weet nou al, Ilse, dat in 'n geval van 'n uitbreek, die eerste 48 uur is die belangrikste. Want dan moet jy hom stop. Dan moet daar ingeënt word voorkomend dat die ding nie kan verder versprei nie. Ons het dit nou geleer uit die ander provinsies uit. Maar ongelukkig nie een van daardie voorstelle is enigstens opgevolg nie. Ek het in my waarheid te sê die 7de, 8de Januarie het ek weer met die direkteur gekontak en ja, dit is elke keer is dit nou maar net, okay, ons werk daaraan. Is daar enigstens, het jy enigstens 'n mening dalk oor hoekom daar nie aggeslaan is op julle waarskuwings en pleidooi nie? Ek weet nie, Ilse, dit vir my geklink elke keer asof dit gaan oor bureaukratiese rompslomp. Want byvoorbeeld met die padblokkades wat nou vinnig ingestel is, ek praat binne 96 uur is die padblokkades, dat dit is net om daai toestemming te kry, is net 'n bureaukratiese rompslomp gewees. En hulle kon dit net nie doen nie. Ja. Die enstof gedeelte, in Oktober was daar nog enstof beskikbaar gewees, ons kon dit kry, maar vir een of ander rede het hulle besluit, nee, dis nog nie nodig nie. En nou ja, in November toe is die enstof, toe laat weet Botswana, maar die enstof is nou op. Of wat gaan nou binnekort opraak. So, nee, ek weet regtig waar nie. Ek het dit in my geestesoog gehad. Ek weet nie, kykers sal seker weet, as jy hier vanaf ry Kaap toe, tussen Heidelberg en Swellendam, is daar 'n bord aan die linkerkant van die pad, wat sê, this is an African horse sickness free zone. Ek ken dit goed, daai bord, ja. En dit was my idee gewees. En ek het so ver gegaan om met die mense van, die organiseerders van Move My Horse te praat, en te vra, hoe het julle te werk gegaan om daai bord op te kry? En hulle het vir my gesê dat dit 5 jaar gevat om Sander al toestemming te kry om die bord op te sit. So dis alles 'n bureaukratiese rompslomp. Dis al wat dit is. En ek weet nie ek gaan nou seker gekruisig word, maar ek dink net op daai stadium was dit nog 'n geval van, man, ons sal die ding uithou op ons manier. En nou ja, daai het dit nou gebeur. En ek is nou jammer, maar ons in die Wes-Kaap sit nou
basies in dieselfde situasie is wat die res van die land sit. Dis nou amper weekliks. Daar weet ons nou die afgelope week is nou weer positiewe geval of wel sterk verdagte positiewe geval by Mamasbury. So jy sit amper en wag, waar is die volgende een? Ja, en die 5de plaas op ons Baai is positief. Presies. So dis nie 'n geval van luister ons het dit nog altyd. Ja, ons het dit seker op 'n mate onder beheer, maar dis nie ten volle onder beheer nie. Definitief nie. Ja. Nou sê vir my wat jy aanbeveel is dat private boere en veeartse toegelaat word om self die vaksines te bekom en dan self in te spuit. Absoluut. Ek besef dit en ek het heeltemal begrip daarvoor. Daar moet baie streng beheer wees oor die inenting en oor die rekordhouding. Daaroor is my geen twyfel nie. En want dit bly 'n staatsbeheerde siekte, maar dit kan nog steeds gedoen word. Net om vir jou 'n voorbeeld te gee, die Wes-Kaap het net 52 dieregesondheidstegnici. En dis nou mense wat vir die staat Dit werk. is mense wat vir die staat werk. Ek is nie seker van hoeveel die staatsveeartse nie, maar dit sal aansienlik minder wees. Baie min. Baie min wees. So, daar's net nie genoeg handewerk, mannekrag aan hulle kant om alles te kan doen nie. En daarom voel ons regtig waar sterk dat bemagtig die privaatveeartse. Bemagtig die privaatveeartse dat hy die boer kan help om te ent. Hoe vinniger, hoe beter. Ek sit daagliks met oproepe van boere en navrae en WhatsApps oor wanneer kan ons inent, wanneer gaan ons die enting kry. Ons het nou almal al, die een oomblik dan moet jy registreer en dan nee, dis die verkeerde papierwerk, ons moet dit op daai manier doen. So die laastes is nou ingestuur. So ons sit elke week, okay, hierdie week gaan ons dit dalk reg kry. En dan nee, dis nog nie reg nie of was nog nie genoeg enstof nie. So dis regtig waar dit raak 'n bietjie frustrerend. Die enstof is 'n probleem, maar hoe gaan boere of veeartse dan beter toegang hê tot enstowwe om dit self in te voer? Ek glo nie die veeartse gaan ooit of die boere gaan ooit self daai reg kry nie, want onthou bekkenklouseer is nie net 'n staatsbeheerde siekte nie, maar dit word ook beheer deur die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid. Ja. Die WOW, soos hulle dit sê. En daar's redelik streng maatreëls daar rondom. Enstowwe moet ook getoets word om te sien, luister, is hy effektief teen jou velstamme. Ja. Daar's verskillende stamme van enstowwe. So ek moet baie versigtig wees daaroor. Maar ek dink die grootste deel is nou al gedoen. Die toetse is nou by Pirbright gedoen in Engeland. Ons weet watter enstowwe is effektief. Maar laat die staat dit invoer. Maar maak dit dan net beskikbaar aan die veeartse en aan die privaat veeartse en aan die boere. Maar hoekom kan die staat dan op die oomblik nie meer invoer nie? Want dit lyk vir my op die oomblik voer hulle in, maar dan word dit mos nou verdeel deur die hele land en die Weskaap kry soveel en dan kry die tuinroete maar 10,000 of 15,000. Precies. So, as jy dan sê, hoekom voer hulle nie meer in? Ilse, ek weet nie. Ek weet regtig waar nie. Is dit 'n finansiële ding? Wat is die rede wat hulle nie meer invoer nie? Ons het al die sommetjies gemaak as hulle al 14 miljoen beeste net een keer moet inent in Suid-Afrika. Dit gaan biljoene rande kos. Ja. En hoekom hulle nie meer op die oomblik invoer nie, word hulle beperk as gevolg van finansiële oorwegings of wat is die rede? Want as jy luister na Biogenesis in Argentinië en as jy luister na Dolvet in Turkye, hulle staan gereed, hulle kan die enstof vir ons lewer. Ja. Maar is asof daar nie teruggehou word oor wag net so bietjie, wag net so bietjie nog. So ek weet nie. Ek weet ook nie op grond waarvan hulle besluit om die indeling te doen van die enstowwe vir die provinsies nie. Soos jy nou gesê het, die eerste ronde het ons 10,000 doses, die Weskaap het 30,000 gekry en met die tweede ronde is dit nou 45,000. So dis uit 2,5 miljoen doses het ons nou maar 75,000 doses gekry. In ons sensus in ons praktyk wat ons nou omtrent die laaste maand hardloop. En dit is nou net die George Dere Hospitaal. Dis net ons praktyk en dis nie al die kuddes in die George omgewing nie. Dis van die kuddes in George omgewing en dan in die Klein Karoo. Ja. En is klaar oor die 88,000. En dis nou alle gespleethoewiges. Ja. En almal op die einde van die dag moet ingeënt word. So die 75 vir die hele Weskaap is totaal en al onvoldoende. Ek het gister gesien dat hulle sê in die George omgewing of die tuinroete omgewing is daar alleen 117,000 Ja.
diere. So dit is totaal onvoldoende. En dis waarom ek vir minister Owen Meyer 'n brief gestuur het, 'n e-pos gestuur het en gesê het asseblief ons moet meer enstof kry en hoe gouer hoe beter. Nou sê net vir my, jy moet nou daagliks vir boere sê jammer ons het nie enstof nie, ons kan julle nie help nie. Hoe sien jy hierdie ding uitspeel? Wat gaan gebeur? Wat gaan ons maak? Wie jy Ilse, die oomblik as ons die enstof kan kry, gaan ons 'n groot stap vorentoe gee. Ons het, een van my kollegas het nou die dag gesê, dat as die hele land nou eers op 'n inentingsprogram is, gaan ons moet dryf daarvoor, om back and closure terug te druk tot in die Kreerwiltuin, want dis waar hy altyd was. Ja, in die buffels. In die buffels. En dit is ons einddoel. Maar wanneer dit gaan gebeur, en oor hoeveel periode, hoe lank, hoeveel jare, dit kan ek nie vir jou sê nie. Ek het in my kop sommer net uit my duim gesig, dit gaan ons ten minste 10 jaar vat, indien nie langer nie. Maar hoe gouer jy kan begin daarmee, hoe beter. Weet, ek dink nie daar's 'n enkele boer op die oomblik wat rustig slaap nie. Want almal weet, luister, soos ek net nou gesê het, dit kan môre gebeur. En wat dan? Persoonlik het ek in my kop gehad, en ek het dit een aand op 'n boerevereniging vir die mense gesê, maak julle myself reg, ek glo nie ons gaan, tensy jy in 'n hotspot is, glo ek nie ons gaan voor die tweede helfte van die jaar by enstof uitkom. En ek het op 'n stadium gedink, miskien het ek 'n bietjie oordryf. Maar ek kan nie help om partykeer te dink, maar jy sê dit gaan gebeur nie. Ja. Dit is wanneer ons eers by enstof gaan uitkom. Want dit gebeur net nie, dit realiseer net nie. As jy nou vir ons minister John Steenhuisen kan kry by 'n koffietafel om vir hom nou regtig iets te sê, wat sou jou boodskap vir hom wees? Weet jy, Ilse, ek is nie heeltemal seker hoe werk die staat en die hele range in die staat nie. Maar volgens wat ek hoor, is dit net 'n geval van mense, en ek sê nie dis minister John Steenhuisen nie, mense onder hom, wat net nie hulle werk gedoen het nie, en betyds gedoen het nie. Ons weet vir 'n feit, hulle het laas jaar met die Indaba, dit was in Julie gewees laas jaar, het hy opdrag gegee om hierdie veldstamme na Pirbright te stuur. Dit is nou in Januarie eers gestuur. Nou, as so iets, dan moet jy mos vir jouself sê, luister, iemand doen nie sy werkie. En dan moet jy gaan ondersoek instel, en wie doen nie sy werkie, en dan moet daaiene moet aan die pen dry daarvoor. Dis net asof, ja, dinge gebeur net nie, en ek sal graag met hom wil weet hoekom. Verduidelik vir ons, hoekom kan dit nie gebeur nie? Of hoekom het dit nie gebeur nie? Hoekom moet daar eers 'n krisis wees voordat dinge kan gebeur? Dit kan ek nie verstaan. Ek dink hy probeer hard, ek dink regtig hy probeer hard, en ek hou my hoed af vir hom, maar dis soos iemand gesê het, weet, as jy die hoof is van 'n maatskappy, jy het mense onder jou, en as hulle nie hul werk doen nie, dan moet iemand verantwoordelikheid gehou word daarvoor. En tot op hede was daar nog niemand wat verantwoordelik gehou is. Miller, ek hoop regtig waar jy kry vinnige antwoord van Eva Meyer, en dat daar entstowwe na die tuinroete en die hele Weskaap kom. Baie dankie. Dankie, Ilse.